Ek en jy is die kerk. Die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is 'n gemeenskap van mense wat by mekaar kom. Nou God se woord is vir sy kerk. Die kerk is die bruid van Christus. Jesus is die bruidegom. Johannes skryf, die bruidegom behoort aan die bruid. Ek behoort aan die Here behoort aan my. Maar die God se woord is daar om my te help. Nou, wat baie mooi is, dat Paulus skryf aan die vroeë kerk. Nou, Korintiërs was 'n moeilike kerk gewees. En Korintiërs het die probleem gehad, daar was heidene gewees en daar was Jode. Die Jode het baie gebruike gehad van wat hulle moet eet en wat hulle nie mag eet nie. Die heidene het weer goed geëet wat aanstootlik is en wat bad is en alles. So Paulus skryf om hulle te help. Maar ek wil jou hierdie een vers lees en ek het Sondag 'n openbaring gehad hieroor. Hoor wat sê 1 Korintiërs 10 vers 31. Wat julle ook al eet of drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Nou elke dag drink jy iets of jy eet iets. Hy sê wat jy ook al drink of wat jy ook al eet, doen dit en wat jy ook al doen. En jy doen. Jy weet, as jy niks doen nie, is dit ook 'n doen. Jy doen niks. Maar hy sê, wat jy ook al eet, wat jy ook al drink, wat jy ook al doen, doen alles tot eer van die Here. En hier is die openbaring. Terwyl ek preek, sê die Here vir my, asof ek net die volgende dit weet. Wat jy ook al doen, en dit bring nie hemel in iemand anders se lewe nie, is dit nie van die Here af nie. So, as jy iets doen en jy gee aanstoot, is dit nie van die Here af nie. As jy iets doen, dit maak ander kwaad, is nie van die Here af nie. As jy iets doen en dit beledig, maak seer en is ongelukkig, dan is dit nie van die Here af nie. So jy moet besef, wat ek eet, wat ek drink, wat ek eet, en wat ek ook al doen dit tot eer van die Here. So God moet verheerlik word. Dit moet hemel in iemand se lewe veroorsaak. En hoekom? Want as almal doen wat die woord van die Here sê, dan gaan daar hemel op aarde wees. Dan gaan ons God se wysheid beleef, God se goedheid beleef, as almal doen wat die Bybel sê. Nou die gevaar is, ons doen baie keer wat ek wil. Ek doen baie keer sodat ek goed voel. Ek doen baie keer goed sodat ek geëer word. Of ek doen goed wat die duiwel geëer word. Dit lyk soos die duiwel is besig met die duiwel. Is nie besig met God nie. Dan wil ek jou aanmoedig. Wat jy ook al doen, sorg dat dit hemel in iemand anders se lewe veroorsaak. Iemand anders moet dit geniet. Iemand anders moet dit beleef. Jesus, God doen dit vir my. Iemand anders moet beleef. God se guns, God se goedheid is oor my. En weet jy, God wil deur jou werk. Jy moet onthou, jy is sy hande, jy is sy voete, jy is sy mond, jy is sy ore, jy is sy oë. God gebruik ons. So wat ek ook al doen, moet hemel in iemand se lewe wees. Dankie dat jy luister. Dankie dat jy toelaat dat God deur jou kan werk en jy die hande en voete en die oë en die mond en die neus en die ore, die oë van Jesus is. Dankie dat jy hemel in iemand anders se lewe veroorsaak. Dankie, jy's 'n great blessing.